Eerstens, baie dankie aan die kokerkomitee, die paneel en die direksie vir hierdie besondere toekenning wat ek glad nie verwag het nie. Die rede hoekom ek dit nie verwag het nie, want dis 'n kliseë, né, is omdat film altyd aan die agterste speen suig waar dit kom by pryse. Ek weet nooit, ek dink nie daar is eers iemand wat 'n toekenning gekry het vir 'n resensie in Afrikaans oor film nie. En vir my is filmtaal verskriklik belangrik. Eerstens die eenvoudigheid van die dialoog wanneer jy skryf, maar ook hoe jy film beskryf. Ek het die resensies oorspronklik op Radio Suid-Afrika destyds gekry, want toe ek begin het daarmee in 1976, het die reaksie ingestroom wat gesê dis die eerste keer dat ons iemand kry wat oor rolprente praat, wat met mense praat soos 'n mens, wat doodgewone woorde gebruik, wat nie probeer om akademies te praat nie, maar nou luister ons wat jy sê. En skielik het jy nuwe woorde begin skep, soos dis 'n wegneemkos fliek, of koes vir koos, hy gaan jou raak gooi in die film, of 'n goggenopper vir 'n alien, of 'n grieselgees vir 'n spook. Ek het daai woorde dink ek van self geskep omdat 'n mens jouself nie wil herhaal nie. So ek wil half dink dat die prys ook daarvoor is. Maar die prys gaan ook oor ander goed wat ek gedoen het. Ek dink byvoorbeeld ek was Sophia Smit in Vrouekeur vir 19 jaar wat niemand dit ooit geweet het nie. En almal het altyd gesê ons kan nie glo waar hierdie tannie aan haar mooi woorde kom, die waar sy aan haar mooi beskrywings kom van hoe mooi die Karoo is nie. Al die nuutskeppings wat sy doen. Want ek het regtig probeer om nuut te skep. Ek is so lief vir Afrikaans dat as ek daarin skryf, word ek eintlik 'n ander mens. Dis amper asof ek met die taal getrou het. Die taal is vir my myself en dit kom vir my ma, want my ma was 'n woordskepper gewees. Sy het altyd nuwe woorde geskep. Sy het, as sy met my praat, veral as sy met my raas, het sy heeltemal nuwe woorde geskep en sy het nooit gevloek nie. So die dinge wat sy my genoem het as ek gestout was altyd vir my verskriklik snaaks gewees. Maar daarvoor wil ek vir julle dankie sê. Ook vir die feit dat ek miskien ook met die hulp van Martie Bester wat ook gehelp het in hierdie geval, rolprente se eindtitels in Afrikaans vertaal het, want elke keer hier van 2014, 2015 af, het vervaardigers my gebel en gesê, hoorie, wat is 'n jib in Afrikaans? Dan sê ek, dis 'n arm. Of hulle sê vir my, wat is 'n colorist in Afrikaans? Dan sê ek 'n kleurversorger. So baie van daai woorde het ek half uitgedink, 'n glyskoot vir 'n trekking shot, 'n krenkskoot vir 'n skoot wat opbeweeg, want ek het vreeslik baie klas gegee vir skoolkinders en vir studente, en ek het vir hulle gesê, moenie met my praat, jy weet, in Engels van 'n trekking shot nie. Ek wil dit in Afrikaans hoor as 'n glyskoot of as 'n die verskillende soorte benamings wat jy daarvoor kry, moet gemotiveerd wees. So ek wil vir die kokers baie dankie sê dat ek hierdie toekenning gekry het. Ek is so jammer, ek kan nie daar wees nie. Glo vir my, ek sou daar gewees as ek kon, maar dit is 'n saak van, in hierdie geval, totale onmoontlikheid. En ek wil net vir julle sê, dis vir my 'n eer om 'n toekenning te kry vir iets waarvoor ek so ongelooflik lief is. Ek het pas 'n radiodrama geskryf wat afspeel binne in 'n trein se stookkamer, die kolekamer. En selfs daar moes ek nuwe woorde skep wat daar nie was nie, met die behulp soms van boeke en woordeboeke. En dit was so lekker om nou te hoor hoe die akteurs daardie woorde, hoe lekker daai woorde in hulle monde lê waarvan hulle nie bewus was tevore nie. So baie dankie aan die kokerpaneel dat julle film as 'n filmtaal raak gesien het en die persoon wat hopelik 'n verandering in filmtaal en die wyse waaroor jy oor films praat, die nuwe woorde wat jy gebruik en nie altyd net sê dis 'n slegte fliek nie, maar om te sê die fliek is soos 'n bosluis wat aan jou verbeelding suig. Om so iets te doen en daarvoor vereer te word is vir my fantasties. Baie dankie.